Goeiemôre broeders en susters en kinders, enkele afkondiging vanoggend voor die diens. Ons kollektes is vir die diens van barmhartigheid en by die deure sal dit gaan vir die sustentasiefonds en DV volgende week vir die teologiese studente hulpfonds. Dit dan ons kollektes vir hierdie week en as die Here wil volgende Sondag. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here en ons sing saam Psalm 149, die eerste en die tweede vers. Nadat ons dit gesing het, bly ons staan om ons geloof saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In Psalm 6 hoor ons 'n psalm van Dawid en die psalm begin met die woorde: Wil my, o Heer, nie straf nie, wys my in u toorn nie af nie, sien my genadig aan. Laat in my teëspoede al te strenge roede, my nie met gramskap slaan. Laat Heer u oog in strakheid nie neersien op my swakheid. Genees my, merk tog hoe die smart my siel beswaar het, die skrik in my gevaar het, tot in
my beendere toe. Dis die woorde van Dawid, en wanneer mens daarna luister, dan is dit belangrik om te weet hoekom Dawid juis hierdie woorde geuiter het, waarin hy praat van God se toorn en God se roede, en dan belangrik ook van sy eie swakheid. Hy praat daarvan, want hy's bewus van sy eie sonde skuld. En dis hoekom in hierdie Psalm 2 belangrike woorde. Die eerste ene is, sien my in genade aan. Die woord genade, dat elkeen van ons, as ons na die wet van die Here luister, dieselfde sal vra, dat God ons ook genadig sal wees. Dat God ons ook dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, vir ons sal toereken. Maar belangrik ook daarmee saam, die woorde in vers 2, genees my. Genees my. En dit is nie net maak my gesond omdat ek siek is nie, maar dit is ook leer my om te lewe soos U wil hê ek moet lewe. Dat ek kan lewe tot die eer van U naam. Kom ons luister dan in die lig hiervan na die wet van die Here uit Deuteronomium 5. Ons luister vanoggend net daarna, dit verskyn nie op die bord nie. En wanneer ons daarna luister, dan dink ons aan die genade wat daar is in Christus Jesus, maar ons vra ook die Here om ons te help om te leer en te lewe volgens dit wat ons hier hoor. Daar staan in Deuteronomium 5 vers 5, die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sing nou saam Psalm 6, die eerste en die tweede vers.
Kom ons bid saam. O Here, ons Here, wonderlik is U naam oor die ganse aarde. Ja, op hierdie Sondag word U naam oor die hele aarde geloof en geprys en verheerlik. En die enigste rede daarvoor is omdat U elkeen van ons daartoe opgeroep het. Deur die woord en die Gees gelei het om vanoggend ook saam te kan wees en saam U naam te kan loof en prys. Ons dankie dat ons vandag ook saam na U woord kan kom luister. Dat ons daardeur ook vir ons eie lewens toegerus kan word. En daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees die woordverkondiging vanoggend in ons lewens sal seën, sodat dit ook vrugte sal dra van dankbaarheid. Sodat ons ook ligdraers sal wees in 'n donker wêreld. Ons vra dit want ons sien so baie keer die duisternis en die donkerte in ons eie lewens en rondom ons in die wêreld waarin ons leef. Ons bely vandag dat ons sondaar mense is wat nie anders kan as om wanneer ons na U wet en U woord luister te vra dat U ons ook genadig sal wees. Dat U ons ook sal genees. Ja, dat ons werklik as verloste mense sal lewe. Ons vra nie net dit nie, maar ons bid ook dat U ons elkeen ook wat swaar kry, wat siek is, wat hartseer is, wat bekommernisse in ons harte dra, dat U elkeen van ons ook sal verseker dat daar niks in hierdie skepping is wat ons van U liefde kan of sal skei nie. Ons bid ook vandag nie net vir onsself nie, maar ons bid ook vir gelowiges oor die wêreld heen. Ons gebed vanoggend vir onsself is ook ons gebed vir hulle. En dit bly ons gebed dat ons U koninkryk, U heerskappy sal laat sigbaar word in ons lewens. Ons bid ook vir ons land, ons bid vir ons regering, ons bid vir wêreldheersers. Ons gebed is dat daar ook in die wêreld 'n heerskappy van mense, U heerskappy sal sigbaar word. Ons vra dit, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit alleen in die naam van Jesus Christus. Amen. Vanoggend, broeders en susters, Filippense, hoofstuk 2 daarvan vers 12 af. En ons kernverse vanoggend is ook vers 12 en vers 13 wat sê: My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dit dan ons kernverse vir vanoggend. En dan sê Paulus verder, doen alles sonder kla en teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms
rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as 'n drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, as ek saam met julle almal bly, om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. Vanoggend dan hierdie woorde van Paulus, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was, des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. En dis hoekom ons vanoggend weer Psalm 25 saam sing, vers 2 en daarmee saam ook vers 4, waarin ons vra, leer my Heer, u regte weë. Ons sing vers 2 en 4, daarna kan ons sitplek inneem. Ons lewe voor God. Vraag is, besef ons dit nog? Ons lewe elke dag, elke oomblik, elke sekonde voor die lewende, heilige, almagtige God. Ons nietige mense, as mens dit so kan stel, voor die lewende God. En dis met hierdie gedagte wat ons die volgende paar weke ook besig gaan wees. Trouwens, God self sê dit vir jou en my, elke Sondag as jy hier in die kerk is, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal by jou wees. Hy sal by jou bly. Elke Sondag sê God dit vir ons. Ons lewe voor hom. En dis juist hoekom dit belangrik is dat ons ook
elke een bewus moet wees en bewus moet word van die invloed. Nie net van God se teenwoordigheid op ons lewens nie, maar op die verlossing wat ons in Jesus Christus ontvang het. Onthou dit. As ons nie vir Jesus Christus gehad het nie, kon ons nie voor God lewe nie, kon ons nie voor God bestaan het nie. En daarom moet ons verlossing 'n invloed hê op alles wat ons doen. In ons huise, tussen ons vriende, wanneer ons sport doen, wanneer ons kuier, wanneer ons werk, waar ons ook al beweeg, moet ons verlossing 'n invloed hê. Maar ongelukkig, kom ons sê dit maar soos dit is, van die skepping af was dit die probleem met mense. Adam en Eva ook. Hulle het nie besef wat dit beteken om voor God te lewe nie. Wat dit beteken om God as jou God te hê nie. Dis hoekom hulle gaan doen, verkeerd doen, en dan nog dink hulle kan vir God wegkruip. En so is dit ook in die wêreld waarin ons lewe. Mense lewe met die gedagte dat dit wat ek hier by die kerk hoor, dit wat ek in my Bybel lees of dit wat ek op die radio hoor, oor God niks te doen het met die res van my lewe nie. Dis my kerksake of my geloofsake of my private sake en dit het niks met die res uit te waai nie. Dit wat die mense by die kerk van my weet, verskil maklik van dit wat in die res van my lewe gebeur. Hoekom? Want ons misken God se teenwoordigheid in ons lewens. Ons optrede, ons doen en late, ons manier van praat, die dinge wat ons doen, weerspieël nie altyd dat ons bewus is van wie na ons kyk, wie na ons luister, wie by ons is nie. En ek dink ons almal weet dit is 'n onaanvaarbare situasie as dit so is. Want as ons bewus is van God se teenwoordigheid, as ons erns maak daarmee dat God na my kyk, dan gaan dit ook in my lewenswandel na vore kom. Want dis die feit van die saak. Mense lewe voor God is 'n lewe wat getuig van die groot woord is integriteit. Integriteit. Wat is integriteit? Paulus kom leer dit vir ons in hierdie gedeelte. Integriteit is om as 'n verloste mens te lewe in alle omstandighede. Vir interessantheid hier in die boek Filippense, die laaste gedeelte van hier waar ons nou besig is. Jy sal sien hoofstuk 2 se vorige gedeelte gaan oor die voorbeeld van Jesus Christus. Nou die res van die boek is 'n klomp vermaanings wat Paulus na vore bring om die gemeente te vermaan om hulle Godgegewe verlossing uit te leef in alle omstandighede. En nou weet ons dis nie altyd maklik om jou verlossing uit te lewe nie. Nie in die wêreld waarin ons moet bestaan maak nie. Want dit maak nie saak wie ons is of wat ons doen of waar ons bevind nie. Baie keer word jy in 'n omstandighede gesit en voor moeilike keuses gestel oor wat jy moet doen of wat jy moet sê. 'n Keuse tussen dalk reg en verkeerd. 'n Keuse tussen goed en kwaad. Maar ons weet dat die wêreld en ons eie sondige natuur maak dit baie keer vir ons moeilik. En as ons praat, waarvan praat ons hier? Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Dit is so 40 jaar, kom ons gaan maar 40 jaar terug, is nog in my leeftyd. In die 80er jare en voor dit was dit nog maklik vir mense om te glo dat kuisheid
'n goeie eienskap is? Was dit normaal om te aanvaar dat harde werk die plig en verantwoordelikheid van elke mens is? Homoseksualiteit was sonde. Is nog steeds, al sê mense iets anders. Abortus was moord, al dink mense vandag iets anders. Het was verkeerd om te jok, te bedrieg, te steel of egbreek te pleeg. Maar wat gebeur vandag? Vandag kom al hierdie, noem dit maar basiese waarhede in ons samelewing onderskoot. Want ons samelewing se etiek word nie bepaal deur dit wat die Here sê nie, maar deur hofuitsprake. Nie deur basiese Christelike integriteit nie, maar deur jy is eers skuldig as jy uitgevang word, of jy is eers skuldig as jy skuldig bevind is. En daar's baie ander goed wat 'n mens na vore kan bring, maar ek dink ons almal hoor hier waarvan praat ons. Die wêreld waarin ons leef, sy etiek word bepaal deur uitgevang of nie uitgevang. En dis in so 'n wêreld waar daar nie meer 'n onderskeid is tussen reg en verkeerd nie, waar gelowiges keuses moet maak. Want ons lewe voor God en nie net voor mense nie. Want selfs daar, hoor mooi, waar mense nie by ons is nie, waar mense ons nie kan sien nie, moet ons as verloste mense lewe. En dit is integriteit. Paulus sê dit vir ons in vers 12, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Integriteit kom daarop neer om gehoorsaam te wees, al weet jy, ander mense sien jou nie. Ja, sê Paulus vir die gemeente, al is hy nie by hulle nie, al is daar geen ander mense van die kerk naby hulle nie, moet hulle besef, dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor God, wat te alle tye teenwoordig is in my lewe. God wat my in Jesus Christus verlos het, om as 'n verloste mens te gaan lewe. Want dit is die rede vir integriteit. Dis die enigste rede vir Christelike integriteit. God het ons verlos met die doel om aan sy wil gehoorsaam te wees. Hoor hoe sê hy dit in ons kernvers, vers 13, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. So met ander woorde, niks in hierdie wêreld moet ons met groter eerbied en ontzag vervul as die wete, soos ons dit net nou gesing het in Psalm 6, dat God aan ons genade bewys het nie. Dat God in Jesus Christus ons verlos het van die sonde en dat ons sonder sy teenwoordigheid, sonder God se hulp, sonder God se krag sal terugval in daardie sonde. Sien, baie keer dink mense dit gaan oor wat ander mense dink en wat ander mense sien. Nee, die bron en die rede vir ons integriteit lê nie in onsself nie, maar in God. God wat ons verlos het, God wat ons gewillig maak om sy wil te doen. Hoe doen God dit? Baie eenvoudig die krag van God, wat in elke gelowige se lewe aan die werk is. Die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat ons weergebore laat word, dis die Heilige Gees wat ons op die pad van bekering plaas, op die pad van heiligmaking plaas. En dit was nog altyd so. Gaan luister 'n bietjie wat sê die Here vir ons in Esegiel 11. Ons almal ken dit ook. Ek sal julle 'n ander hart gee, 'n nuwe gees onder julle laat posvat. Ek sal die kliphart uit julle liggaam verwyder en julle 'n hart van vlees gee. Dan sal julle volgens my voorskrifte leef, my bepalings nakom, daarvolgens optree.
Ek hoop ons hoor dit vanoggend. As Paulus ons vermaan om ons daarop toe te lê om as verlosters te lewe, om volgens die wil van God te lewe, dan doen hy dit nie op grond daarvan dat ons dit moet verdien om eendag in die hemel te kom of verlos te word nie. Hy sê eintlik baie eenvoudig vir ons, julle moet wees wat God julle gemaak het om te wees. Julle moet die verloste mense wees met 'n nuwe lewe, met 'n nuwe hart, met 'n nuwe manier van dinge doen. Want jou geloof in Jesus Christus moet jou optrede bepaal in alles wat jy doen en oral waar jy is, in die keuses wat jy maak. Jou geloof moet jou weerhou daarvan om skelm oneerlike besigheidspraktyke by betrokke te raak. Jou geloof in Jesus moet jou daarvan weerhou om te kroek in jou eksamen. Jou geloof in Jesus moet jou daarvan weerhou om te jok vir jou ouers, vir jou vriende, vir jou onderwysers, vir jou bure. Jou geloof in Jesus Christus moet jou daarvan weerhou om by enige, kom ons noem dit maar wat dit is, seksuele onrein verhoudings buite die huwelik betrokke te raak. Ons geloof in Jesus Christus moet ons daartoe dring om die regte ding eerder as die maklikste ding te doen. Baie keer ten koste van myself. Ons geloof in Jesus Christus moet ons dring om heilig te wees soos God heilig is. En ja, kom ons dink maar daaraan heiligheid. As jy die woord heilig hoor of iemand is heilig, dan dink jy nie sommer aan jouself nie, né? Ons dink aan ander mense, ander gelowiges. Ons dink dalk aan 'n ouderling of 'n diaken of 'n dominee of iemand wat by die kerk is. Hulle moet heilig wees. Maar ons dink nie aan onsself as heilig nie. Tog is elke kind van God heilig en moet heilig leef. Hoekom? En dis ons laaste punt vanoggend, die doel van integriteit. Heiligheid. Ons almal ken die woord. Maar weet ons wat dit beteken? Dit beteken God het jou vir hom afgesonder. God het jou van die res van die wêreld vir hom afgesonder. God het destyds vir Israel gesê, en hy sê dit vandag vir elke gelowige, ek sal julle vir my 'n heilige nasie maak. Heilig in die opsig dat jy kind van God is, maar ook sê Paulus vir die gemeente dat jy in alle omstandighede bo verdenking kan staan, opreg gaan bly, onberispelike kinders van God te midde van 'n ontaarde en korrupte wêreld. Ja, deur God se verlossing is jy afgesonder van die wêreld en die wêreld se manier van dinge doen. En hierdie heiligheid, weet ons, is nie altyd sigbaar in die wêreld waarin ons leef nie. Want as ons na onsself kyk, na ons eie optrede kyk, na ons eie manier van praat kyk met mense en oor mense en van mense, dan sien ons ons eie swakheid, ons eie sondigheid raak. Daardie, kom ons noem maar diep gewortelde gewoontes waarmee ons nie wil breek nie. Sonde waarteen ons daagliks moet stry om ons integriteit te behou. Ja, en hierdie stryd, as mens dit so wil noem, is daar belangrik dat jy vir jouself, en hierdie is vir elke mens belangrik, dat elkeen van ons vir onsself sal vasstel watter dinge is gesond en heilsaam en watter dinge is ongesond en lei tot die dood. Elkeen van ons moet in ons lewens 'n lyn kan trek en sê, hierdie lyn mag ek nie oorsteek nie. 'n Lyn waar ons gehoorsaamheid aan God in die gedrang bring. En om hierdie lyn te bepaal vir jouself is eintlik maklik om te bepaal, want vra vir jouself net 'n paar vrae.
In watter areas van my lewe is ek geneig om te struikel? Watter tye van my lewe is ek geneig om te struikel? Is daar enige, kom ons noem dit maar spesifieke sondes, waar ek gereeld voorsorg? Is daar aktiwiteite wat al my tyd opneem? Watter aktiwiteite is dit en hoekom neem dit so baie van my tyd? Vra vir jouself, hoe spandeer ek my tyd, my gawes, my geld, my talente? As jy die antwoord op hierdie vrae kan antwoord, gaan dit nie net vir jou wys waarmee hou jy jouself besig nie, maar dit gee jou ook die geleentheid om te besin of ons werklik doen wat God se wil vir ons lewens is. Dit sal vir ons wys of ons as verloste mense lewe, as ligdraers in 'n ontaarde en korrupte wêreld. Dis hoekom broers en susters, ons te alle tye en om alle omstandighede as verloste mense moet leef. Ons is ligdraers van die woord in die wêreld. Want dit is deur die woord van God, onthou dit altyd, dit is deur God se woord wat ons verlig word, waarin ons kan onderskei wat die wil van God is, wat reg en verkeerd is. Deur God se woord word ons geleer om die regte ding te doen en nie net die maklike ding te doen nie. En deur altyd in gehoorsaamheid aan die woord van God te leef, het ons nie net 'n bewys vir onsself dat ons verloste mense is nie, maar daardeur verkondig ons die woord. Daardeur dra ons die evangelie van genade na mense rondom ons. Word ander mense ook geroep om te kan bely dat ons lewe in die lig van God se genade. Daarom as ons kan afsluit, dis die kern van 'n lewe voor God. Dit is belangrik dat ons optrede deur sy teenwoordigheid laat bepaal. In alles wat ons doen, waarmee ons besig is, moet ons onthou, ons is ligdraers van God se woord. Daarom kan ons nie by die kerk sê dinge is so, maar by die huis en by die werk en by die skool dinge is so nie. Nee, 'n kind van God is altyd toegewy aan geestelike, morele, etiese reinheid, heiligheid. Want ons lewe voor God is 'n lewe van integriteit. En daarom, luister wat sê Paulus, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Verloste mense wat weet, God is by my. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, ons dank U vir oggend dat ons mag weet ons is verloste mense. Ons dank U dat ons hier saam ons geloof in ons Here Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker kan bely. Dat ons saam kan sing van U genade, saam kan vra dat U ons ook genees. Sodat ons ook ligdraers in 'n korrupte en 'n ontaarde wêreld sal wees. Dat ons ook deur ons daaglikse stryd en oorwinning oor die sonde in ons eie lewens die evangelie van Jesus Christus na die wêreld daar buite kan uitleef. Daarom vra ons vandag dat U deur die Heilige Gees elke dag elkeen van ons bewus sal maak van U teenwoordigheid en dat ons in dit wat ons doen
alles sal vra of dit vir U goed en vir U aanneemlik is. Dat dit ook strek tot die eer en verheerliking van U naam wat ons doen. Ons vra dit, want ons weet ons is sondaar mense wat lewe deur U genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en dan loof ons die Here met die sing van Psalm 67, eerste en die tweede vers. Nadat ons dit gesing het, sal ons bly staan om die seën van die Here te ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.
Baie dankie broeders en susters en kinders. Enkele afkondiging na die diens. Onder meelewing het ons gehoor oom Jan Maree en tannie Kali Kilian is in die hospitaal opgeneem. Beide van hulle het longprobleme en dit tas natuurlik ook ander goed aan in jou hart en dis meer. So ons vra voorbidding vir hulle ook. En dan vir die verjaarsdae die week. Vandag is oom Gert Venter 86 en Karen Foster verjaar ook vandag. Ons bid julle die seën van die Here toe vir julle en vir almal wat die res van hierdie week ook verjaar. Dan ons vergaderings die week bid ons vra ons voorbidding vir die finansiële kommissie. Hulle vergader ook eerskomende Dinsdag aand. En dan vra ons al die ander goeders wat daar in die nuusbrief is, kan ons ook deurlees. Dit word ook op die groepe versprei wanneer die tye nader kom. Dan die kateksasie kinders, julle moet vandag hier na vorentoe hardloop, maar dan het julle vir 2 weke af. Want dit is 2 lang naweke. Ek weet nie, mense wat nie kinders op skool het nie, is nie altyd op hoogte daarvan nie, maar die volgende 2 naweke is lang naweke. So baie van die kinders is op vakansie vir 'n week amper, maar volgende Sondag en die Sondag daarna het ons nie kateksasie nie. Dit dan wat ons afkondigings betref, ons kinders kan vorentoe kom en dan kan die res van ons gaan tee drink.